Nou ja, ek sien almal al foto's en selfoon uit en neem videoetjies en alles en dog ek, sure, dis nou hartseer, word nooit vir my sulke videoetjies gemaak. Dis ek so ek baie dankie vir die KVC, vir die kinders ook met julle dans en dis lekker het julle ook ietsie spesiaals doen vir die maas. Dis so kosbaar. Vanoggend gaan ek bietjie met die moeders gesels en gaan ons 'n bietjie harte oopmaak rondom die woord en rondom moeders en baie van die emosies wat ma's deurgaan. So ek gaan na 'n gedeelte toe gaan in die Bybel, in die Ou Testament, in Genesis hoofstuk 16, en ek gaan praat van 'n vrou wat eintlik baie keer misgelees word in die Bybel. Een wat geminag is, en dalk voel jy vandag as 'n vrou, dat jy word nie raak gesien nie. Jy doen wasgoed, jy sorg vir die kinders, jy help hulle met hulle take, en jy doen soveel dinge, maar jy word net nie raak gesien nie. Die man kom by die huis van die werk af, en dan is daar kos, en hy vra nie eers hoe was jou dag nie. Hy sê nie eers vir jou dankie nie, hy sê nie eers ek waardeer jou nie. Hy trek elke dag skoon gestryke klere aan, en jy voel, maar hoekom doen jy al hierdie goed, en jy kry nooit erkenning nie. Daar's dalk ma's wat sê, ek het my lewe afgesloot vir my kinders, en jy's dalk net stikkend, en eenmaal 'n jaar, dan kom dan Woensdag, en ons sê vir jou, dankie is dalk te min, en dalk is hierdie boodskap vandag vir jou bedoel, om jou net so bietjie beter te kan kry. Nou ons gaan gesels rondom hierdie vrou Hagar in die Bybel. Nou jy het al dalk voorheen van haar gehoor, maar as jy vra, dan sê jy, hierdie is 'n vrou wat nie raak gesien was nie. Sy was 'n vrou wat eintlik misgekyk is reg deur die woord, en sy word nooit weer eintlik genoem nie. Daar's net in Genesis 'n baie klein deeltjie in die Bybel wat van haar gepraat word, en jy sien haar en jy hoor haar nooit weer nie. En as jy na hierdie vrou gaan kyk, dan sal jy sien, sy was 'n slavin gewees, sy was 'n Egiptiese diensmeisie gewees, sy het gewerk vir Abraham se vrou Sara. En as jy eintlik na hierdie vrou gaan kyk, dan kan jy jouself indink, wat is 'n diensmeisie? Dis een wat moet skoonmaak, dis een wat moet kos maak, dis een wat moet die huishouding na kyk, en sy doen die hele tyd deur die werk, en sy doen al hierdie goed, en sy word nie raak gesien nie. In Genesis hoofstuk 16, as ons gaan blaai na vers 1 toe, dan staan daar, maar Sarai, die vrou van Abraham, het vir hom geen kinders gebaar nie, en sy het 'n Egiptiese slavin gehad met die naam van Hagar. En Sarai het vir Abraham gesê, jy weet die Here het vir my nie toegelaat om moeder te word nie, gaan tog in by my slavin, miskien sal ek uit haar gebou word. En Abraham het na Sarai geluister. Toe neem Sarai, die vrou van Abraham, Hagar, die Egiptiese, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in die land Kanaan gewoon het, en gee haar aan haar man Abraham om sy vrou te wees. En hy het by Hagar ingegaan, en sy het swanger geword, maar toe sy sien dat sy swanger was, het haar meesteres veragtelik in haar oë geword. Dan sê nou hierdie gedeelte gaan kyk, dan kan jy al klaar hierdie prentjie kyk, van hier's hierdie vrou, sy's in hierdie huishouding, sy word nie raak gesien nie, sy word eintlik net geroep wanneer sy nodig is. As jy iets nodig het, dan word daar geskree, kom help, kom maak skoon, kom ruim gou hier op, kan jy gou vir my hierdie klere stryk, kan jy gou vir my hierdie doen, kan jy gou vir my die sleutels kry, het jy gesien waar het ek hierdie ding neergesit? Is dit nie tipies hoe ons mans maak met ons vroue nie? En baie keer dan sal ons mans ook sê, weet jy wat, ons is verlore sonder julle. As jy weggaan vir 'n week, is ons huis nag. As jy moet weg wees vir 'n maand, is dit moeilikheid. Waar gaan die wasgoed skoon word? Hoe gaan ons leef? Ons mans kan nie op ons eie leef nie. Nou hier is Hagar. Sy is hierdie slavin, sy is hierdie diensmeisie. Sy moet die hele tyd spring, sy moet die hele tyd werk. Sy word nie raak gesien nie, daar word nie vir haar gevra vir input nie. En wat nou nog erger maak is, daar word vir haar nie gevra om 'n man se vrou te word nie. Daar word vir haar gesê, jy sal nou my man se vrou word. Kan jy jou indink wat se konflik dit moet wees? 'n Ma en 'n skoonma in 'n huis is al klaar erg. Maar om nou twee vroue by mekaar te kom sit, die een was 'n diensmeisie gewees, sy was niks nie, sy was nie waardevol nie, sy was nie kosbaar nie, sy was net goed genoeg om te werk en skoon te maak. Daar word vir haar gesê, gaan en jy gaan my man se vrou word, gaan slaap saam met my man, en miskien sal daar vir my man 'n nageslag gebou word.
So weer eens word hierdie vrou eintlik geag en gesê, sy's nie goed vir enigiets nie, sy's dalk nou net goed genoeg om eintlik 'n surrogaat te word, as ek dit so kan stel. Net om 'n kind in die lewe in te kan bring, net om nog iets te kom doen. Daar word nie vir haar ag gegee nie, daar word nie vir haar gevra nie, daar word nie vir haar respek getoon rondom haar liggaam of enigiets nie, daar word net vir haar gesê, hier's jy, gaan slaap saam met my man, gaan bring 'n kind in hierdie wêreld in, en kom ons kyk wat gebeur. En hier gebeur 'n ding, jy kan jouself nou net indink, as die hoofvrou van die huis nou geen kinders kon gehad het nie, die diensmeisie word swanger en kry 'n kind, dan gaan jy agterkom dat daar eweslik wrywing in hierdie huis gaan wees. So hierdie diensmeisie het eintlik gekom en na meesteres gekyk, Sarai, en gesê dat Sarai, wat later Sarah genoem word, is niks waardevol, dis nie kosbaar nie, want sy kan nie doen wat 'n vrou moet doen nie, want 'n vrou is daar om kinders in die lewe in te bring. En die oomblik as 'n vrou dit nie kon doen nie, was hulle geminag, was hulle af neergekyk, was hulle eintlik swak of stikkend of gebroken beskou. En Sarai is hier die vrou wat nie 'n kind in die lewe kan bring nie. Hagar het een keer by Abraham ingegaan, sy het saam met Abraham gaan slaap, en hier is sy swanger, en sy kyk neer op haar meesteres. Kan jy indink die atmosfeer wat in hierdie huis moet wees? Dis erger as twee vroue wat baklei oor 'n stoof. Dis erger as twee vroue wat baklei, wie gaan die kombuis skoonmaak? Dis nag in daai huis. En Abraham sit in die middel. Nou moet jy 'n bietjie indink. Abraham het nie gesê, gee vir my haar as 'n vrou nie. Sarah het na hom toe gekom en gesê, hier is vir jou 'n vrou. Kan slaap saam met haar. En hy sê, okay, is reg, kry. En hy doen dit, hy luister na sy vrou. En dit maak vir nog meer konflik. Vers 5. En dat Sarai sê vir Abraham, die onreg my aangedoen is op jou. Ek self het my slaafin in jou skoot gegee. En nou dat sy sien dat sy swanger is, het ek veragtelik in haar oë geword. Laat die Here oordeel tussen my en jou. Eintlik wat vir my baie interessant is, Sarai het nie gegaan na die Here toe en gesê, Here, wat is u plan, wat moet ek doen nie? Sy het nie God gaan raadpleeg nie, sy het nie wysheid van God afgevra nie, sy het 'n plan gemaak en gesê, ek word nie swanger nie, ek word ouer, my man moet 'n nageslag hê, so kom ek gee vir hom 'n vrou, kom ek maak 'n plan, en nou het sy dit gedoen en nou sit sy in die moeilikheid, want hierdie vrou het swanger geword en nou sy minderwaardig, en daar's konflik en daar's spanning, en nou wil sy Abraham die skuld gee. Dit klink nou soos tieners in die huis. Dit was nie ek nie, dit was hy. Dit was nie ek nie, dit was Sissie. Sissie het gesê ek moet dit doen. Nou hier is dieselfde scenario. Arme Abraham sit in die middel van alles. Dis nou sy skuld en nou word die Here ingebring en geblameer en gesê die Here moet nou oordeel tussen jou en my. Maar al wat die man gedoen het is reg, liefie. Is okay, ek sal dit doen. Jy's die baas. Moeilikheid. Manne, jy is versigtig om vir jou vrou te luister. En Abraham antwoord vir Sarai, daar is jou slavin in jou hand. Doen met haar soos dit goed is in jou oë. Toe het Sarai haar sleg behandel en sy het van haar af weggevlug. Kan jy jou indink? Abraham doen wat enige man sal doen om vrede te bewaar. Ons mans hou nie van konflik nie. Ons is nie lus vir konflik in 'n huis nie. As daar konflik is, dan raak ons mans doof. Ons hoor dit nie, ons sien dit nie, ons weet nie. So Abraham doen die manlike reaksie en hy sê vir haar, hier is sy, vat haar, maak met haar wat jy wil. En Sarah maak dit ondraaglik. Dis so goed soos 'n man sê vir sy vrou, my ma gaan by ons kom bly. Moeilikheid in 'n huis. Groot moeilikheid. En hier sit jy in hierdie scenario. Drama en die vonke spat en jy sê vir jou vrou, wat moet ek maak? Maak jy met my ma soos jy wil. Begrafnis, kom ons. Voel jy dalk soos Hagar? Voel jy dalk soos hierdie vrou wat in hierdie huishouding sit? Jy word net gebruik, misbruik, jy word 'n vrou gemaak
Die man gee eintlik nie vir jou om nie, hy veg nie, hy het uit gehoorsaamheid vir sy eerste liefde geluister, saam met jou maar net kom slaap, net om 'n kind te kom kry, net dat daar iets moet gebeur, want hulle hou nie vas aan God se belofte nie, en hulle wil hulle omstandighede in hulle eie hande vat, hulle wil beheer wees in hulle eie lewe, en hier sit hierdie vrou, sy is swanger, sy is sy vrou gemaak, hulle is eintlik nou een in die gees en in die vlees en alles, maar nou sit sy met hierdie stryd, want hierdie vrou is nie waardig nie, sy is nie goed genoeg nie, dis walglike omstandighede, en sy sit in hierdie stryd, en sy sit in seer, en sy sê vir haarself, ek het geen lus, geen hoop, geen uitkoms nie, ek gaan net weghardloop. Ek dink baie van ons het al so gevoel, en ek dink baie ma's het al so gevoel. Jy bring 'n kind byvoorbeeld in die lewe in, jy dra daai kind vir 9 maande, en dan die kind klein is, dan is daai kind ongelooflik lief vir jou. Jy's alles in daai kind se lewe, tot jou kind 13 jaar oud is. En dan begin die tienerfases, en die kind begin jou te skel, en te skree, en lelik met jou te wees, en die kind sê vir jou, mamma, verstaan my nie, en dan begin die drama. En later dan sê die kind vir jou, maar ma hoor nie wat ek sê nie, ma weet nie wat ek is nie, asof ma nie 'n tiener was nie. En dan raak daar konflik in die huis. Die kind is op sy eie, en die kind wil nie met ma nie, want ma is nie meer my Here nie, ma is nie meer my alles nie, en ma is nie daar om agter die kind skoon te maak, en reg te maak, en klere te stryk, en rond te hardloop met sport, en al hierdie goede, en ma voel eintlik net misbruik. En ma wil gaan sit in die as en huil en sê, my kinders is nie lief vir my nie, my man is nie lief vir my nie, hulle waardeer my nie, ek is stikkend, ek is gebroken, en ek sit met al hierdie ellende, en al hierdie pyn, en al hierdie mislukking, en ek dink ek moet net weghardloop. Dis dalk hoe jy as ma kan voel. Dis dalk hoe jy as moeder baie keer in jou lewe voel. Maar jy het nie die moed om die sleutel te vat en te sê, ek gaan loop nie. En jy sit met daai seer. Voel jy dalk soos Hagar. God ontmoet haar in die woestyn. En dis wat vir my verstommend slaan van hierdie hoofstuk. Hy ontmoet haar nie in 'n paleis nie. Hy ontmoet haar nie in 'n skatkamer nie. Hy ontmoet haar nie in die beste omstandighede nie. Hy ontmoet haar in die woestyn, die moeilikste, die droogste, die aakligste plek waar daar seker kan wees, wat die Here vir haar sê, hier sien ek jou raak. Het jy ooit daaraan gedink dat die Here in jou moeilikste tyd, in die waaglikste hardste omstandighede na jou toe kom en vir jou kom sê, ek sien jou pyn. Ek sien jou seer, ek hoor jou trane, ek hoor jou huil, ek hoor jou gebede, ek hoor jou smeking wat kom. Kom ons kyk gou na die skrif. Genesis 16 vers 7 en 8. En 'n engel van die Here het daar by 'n fontein in die woestyn gevind, by die fontein op pad na Ser. Kan jy jou indruk, hier sit hierdie ma, sy swanger, sy stikkend, sy's gebroken, sy huil, sy dink by haarself, ek neem sommer my eie lewe, ek is klaar met hierdie wêreld. En die engel van die Here vind haar, en hy vra haar, Hagar, slavin van Sarai, eintlik nogal interessant, dadelik weer eens word haar titel gebruik, dadelik weer eens word sy gewys van, jy's eintlik niks nie, maar ek sien jou raak. Slavin van Sarai. Waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Is hierdie nie amazing nie? Hierdie vrou kom na jou toe in gebrokenheid. Hierdie vrou hardloop weg want sy stikkend. 'n Engel van die Here kom na haar toe. Hy sien haar raak, hy noem haar op haar naam. Hy ken haar posisie, hy ken haar omstandighede, hy weet alles van haar. En hy vra nie net vir haar waartoe gaan hy nie. Hy vra vir haar, waar kom jy vandaan? Wat gaan aan met jou? Wat is jou verlede? Wat is in jou hart? Wat is hierdie gebrokenheid? Wat is hierdie seer wat jy in jou lewe het? Hy vra vir haar, waar kom jy vandaan en waar gaan jy heen? Wat is jou pad in jou lewe? Met ander woorde, baie keer kan 'n moeder voel, ek het nie 'n doel nie. Ek het geen reg om te bestaan nie. Ek is net die ousie van die huis. Of ek is net die een wat my dood afwerk vir hierdie huis. Daar's geen hoop nie. Waar kom jy vandaan? En sy antwoord, ek vlug van my meesteres.
Sarai weg. Ek vlug vir my omstandighede. Ek vlug want is algeluk. Ek vlug want is seer. Ek vlug want is nie lekker nie. Kyk verder. Genesis 16 vers 9 tot 12. Toe sê die engel van die Here vir haar, gaan terug na jou meesteres en verneder jou onder haar hande. Is dit die laaste ding wat jy wil hoor? Ek sal vir hom sê, nou wys. Nee, dit gaan nie werk nie. Ek sal dalk 'n familiebybel vat en 'n kussingsloop sit en ek sal haar gaan tig. Of ek gaan iets gaan doen, maar daar's nie 'n manier wat ek myself verneder nie. En hier kom sê die Here vir haar presies hierdie woorde. Gaan terug na die omstandighede, gaan terug na die meesteres toe, gaan terug na die moeilikheid toe en gaan verneder jouself. Verder sê die engel van die Here vir haar, ek sal vir jou nageslag grootliks vermeerder, sodat vanweë die menigte nie getel kan word nie. Hier kom die Here en hy kom sê vir haar, ek het vir jou belofte. Jy sal geseënd wees uit hierdie seën van jou uit. Jou nageslag gaan kosbaar wees. Jou nageslag gaan groot wees. Hierdie verdrukking wat jy nou het, gaan tot groot seën wees. Dis nie verby nie. En baie keer dan sit ek nie in omstandighede en ons dink ons is in die as, ons dink ons is stikkend, ons dink ons is op hierdie plek van tulp gooi, ons dink ons is op hierdie plek waar daar geen hoop, geen uitkoms, niks meer is nie. Dan kom die Here en kom sê vir ons, ek is besig om te werk in jou lewe. Jeremia 29 vers 11, as jy daai hele stuk gaan lees, dan sien jy bo vers 11, die seer en die pyn wat jy moet deurgaan, om by vers 11 uit te kom, wat die Here vir jou sê, ek weet wat 'n gedagtes ek al gaan by jou koester, om vir jou 'n vredevolle, 'n hoopvolle toekoms te gee. Om by die toekoms uit te kom, moet jy deur die pyn en die verdrukking en die seer en die smarte stap, om by die hoop uit te kom. Maar die Here kom maak die belofte en sê vir haar, jou nageslag sal geseën wees. Ook sê die engel van die Here vir haar, kyk, jy is swanger en sal 'n seun baar en jy moet hom Ismael noem, want die Here het jou in jou elende verhoor. Wow. Ek en jy sit baie keer en sê, Here, U hoor my nie. Baie keer dan dink ons as 'n tiener, my ma hoor my nie, my pa hoor my nie. Maar hulle hoor ons. Ons het dalk nie altyd die antwoorde nie. Maar hier kom God in 'n tyd van nood, in 'n tyd van krisis, in 'n tyd van gebrokenheid, en hy reik sy hand uit en hy sê vir jou, ek hoor jou seer, ek sien jou raak. Sit jy ongelooflik nie? Ek en jy dink baie keer, hy ken ons nie. Ek en jy dink baie keer, daar's geen manier wat ons hierdeur gaan kom. Ons dink baie keer, daar's geen hoop, daar's geen oorwinning nie. Maar God kom sê, en hy kom maak 'n belofte en sê, ek hoor jou. Vers 12. En hy sal 'n wilde esel van 'n mens wees. Sy hand. As jy daarna gaan kyk, dan heilig. Want as die Here vir jou moet sê, jy gaan 'n seun kry en hy gaan wild wees, dan sê van, hier kom ADHD, hier kom al daai drama. Maar kan jy hierdie vrou is gebroken stikkend, maar die Here kom vir haar en sê, jy gaan nie alleen wees nie. Jy gaan 'n seun hê. Hy gaan besig wees. Hy gaan jou oorweldig. Hy gaan eintlik al haar aandag wegvat van die omstandighede af en van die seer en die pyn af. Dis hoekom sy 'n besige kind moet hê. Anders sou sy nog steeds die seer gesien het. Nou gaan sy vir Ismael sien. En Ismael gaan my mal maak. Maar wat 'n blessing sal hy van die Here wees. Ek en jy moet baie keer na die omstandighede kyk en sê, Here, ek weet dis moeilik, ek weet dis hard, ek weet dit voel asof geen hoop is, maar die Here kom selfs dag en hy sê vir jou, ek hoor jou, ek sien jou raak. Kyk verder. God sien die wat nie gesien word nie. Die vroue wat uitgeput is, God sien jou raak. Die ma wat voel niemand verstaan haar nie, God sien jou raak. Die persoon wat voel hulle dra almal anders in die huis is baie keer die ma. Hulle is uitgeput, hulle is moeg, hulle is seer want hulle voel ek moet die heeltyd dra, ek moet die heeltyd inspring, ek moet die heeltyd vertroos. As 'n kind moeilikheid het, hardloop hulle gewoonlik eers vir ma toe. Dan hardloop hulle pa toe as daar geld probeer is. Die mense wat voel hulle behoort nie of hulle pas nie in nie. Baie van ons voel baie keer, Here, ek
pas nie, ek hoort nie. God sê vir jou, ek sien jou raak. En hoeveel ander goed, ek kan nog baie stellings hier inbring. Daar's baie goed wat jy in jou gemoed deurgaan, daar's baie goed wat jy aan kan dink vandag, en die antwoord daar is, dat God vir jou antwoord en sê, ek sien jou, ek hoor jou, ek weet van jou, ek sien jou pyn. Elroy, die God wat jou sien. Kyk gou mooi, Hagar is die enigste vrou en die eerste een wat in die Bybel God 'n naam kom gee. Elroy, die God wat my sien. Genesis 16 vers 13. Toe noem sy die naam van die Here wat met haar gespreek het. U is 'n God wat my sien. Want sy het gesê, het ek hier ook gesien na hom wat my sien. Wow. Om daai oomblik te kan verstaan, daai oomblik te kan begryp, ek is alleen, ek is gebroken, maar my God het my raak gesien. Ek is stikkend, ek voel ek wil weghardloop, maar in my noodkreet het God sy hand uitgesteek en gesê, my dogter, jy is nie alleen nie, ek is met jou. Is dit nie amazing om te dink dat in tye van nood jy God so naby jou kan ervaar nie? Is dit nie amazing om te besef hoe naby God is aan die wat gebroken van hart is nie? Ek en jy kan verblind wees deur die omstandighede, dat ons baie keer dink, daar is nie hoop nie, dat ons baie keer dink, daar is nie uitkoms nie, dat ons baie keer dink, daar is geen manier om vorentoe te gaan nie, dan kom die Here en hy sê vir jou, ek sien jou, ek hoor jou, ek is by jou, ek is saam met jou. God vergeet haar nie. God werk en jy kan die volgende onthou. God ontmoet mense nie met oorwinning nie. Hy ontmoet hulle in gebrokenheid. Jy sien, hy kom nie net na jou toe in die hotelkamer nie. Hy kom nie net na jou toe in die sitkamer nie. Hy kom nie net na jou toe in jou stilte tyd. Hy kom na jou toe in die woestyn. Die stof, die harde, die moeilike, die droë plekke. Mense mag jou beskyk vir 'n seisoen, maar God vergeet nooit jou plek in sy plan nie. Jy het 'n doel. Jy is 'n rede hoekom jy is. Jy is nie net 'n gemors nie. Jy is nie net 'n failure nie. Jy is nie net 'n oepsie nie. Jy is hier want God het jou beplan. Hy weet van jou. Partykeer is die voorsiening reeds daar. Ons oë is net te vol trane. Ons sien nie die hoop nie, want ons wil huil, ons is stikkend. Dan kom God en sê, Daniel, waarvandaan kom jy en waarheen is jy op pad? God sien jou raak. Maak nie saak waar jy is. En al wat ek en jy moet doen is ingestel wees om te luister na hierdie stem van God. Elroy, die God wat jou sien. So moeders, vandag en hierdie dag, dan kan ek jou net kom sê, daar's 'n God wat jou raak sien. Daar's 'n God wat van jou weet. Daar's 'n God wat verstaan die seer wat jy is. Tiener, selfde vir jou. Jy voel dalk, daar's geen hoop nie. Jy voel dalk, ma verstaan my nie, pa verstaan my nie. God verstaan. Hy sien jou raak. Hou vas aan hom. So man, was lief vir my daai aansit, ek dink ek sal daai skryf hier. Miskien voel jy vandag soos Hagar, moeg, alleen, emosioneel uitgeput en misgekyk. Maar dieselfde God wat Hagar in die woestyn ontmoet het, sien jou ook. En luister mooi wat het gebeur in die woestyn. Daar was 'n fontein gewees. In die middel van die droogte kom die Here en hy kom sê, ek kom bring die lewe, ek kom bring water, ek kom bring kleer, ek kom bring hoop, lewe, blydskap, vreugde, alles wat jy in jou lewe in. Hy hoor jou, hy vergeet jou nie. Hy maak steeds fonteine oop in droë plekke. Daar waar jy is, kom maak hy vir jou 'n weg oop. Al lyk dit moeilik, God is by jou. Vir die wêreld is ek net 'n
groot heelal, is daar iemand wat my raak sien, wat omgee en verstaan. Hy is die God wat my sien, die een vir wie ek saak maak, die een wat my naam ken, Elroy, die God wat my sien. Die wêreld se opinie maak nie meer saak. Ek leef vir my Skepper en hom alleen, en noem my sy kind, sy erfgenaam. Hy weet wie ek is. Hy is die God wat my sien, die een vir wie ek saak maak, die een wat my naam ken, Elroy, die God wat my sien. Hy is die God wat my sien, die een vir wie ek saak maak, die een wat my naam ken, Elroy, die God wat my sien. Aan die God van die eeuwe, groot ek is, gee ek my lewe, my alles. Hy is die God wat vir ewig my hart besit. Hy is die een wat my sien. Hy is die God wat my sien, die een vir wie ek saak maak, die een wat my naam ken, Elroy, die God wat my sien. Hy is die God wat my sien, die een vir wie ek saak maak, die een wat my naam ken, Elroy, die God wat my sien. Ons is so ingestel om mense te kry om ons raak te sien. En vandag kan jy weet, dat maak nie saak wat mense sien of dink nie, maak nie saak of ons dalk nie genoeg dankie sê nie, maak nie saak of jou kinders dit nie raak sien nie, God sien dit raak. Maas, ons waardeer jou, julle is kosbaar, ons is lief vir julle, julle beteken vir ons baie. Vandag kan ons net vir jou sê, jy is kosbaar en God sien jou raak. Hy is daar by jou. Julle is goud werd. Kom ons bid vir julle. Here, ons kom vandag na u toe, ons kom dra elke ma aan u op. Ons kom bid en vra dat julle elkeen sal sien, elkeen van hulle wat gebroken is, elkeen van hulle wat stikkend is, elkeen van hulle wat dalk hier sit en sê, ek voel weggegooi, ek voel verwerp, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie waardeer nie. Kom u vandag en sê, ek sien jou raak. Daarom kom bid ons vir elke moeder, elkeen wat so voel vandag, dat julle sal ontvou met die liefde, dat julle sal ontvou met die teenwoordigheid, en dat julle vandag kan uitstap en kan sê, Elroy, die God wat my raak sien, en dis al wat saak maak. U het ons raak gesien. Ons vra dat u ons sal sien, dat u ons sal versterk, dat u ons elkeen sal kom toedek net onder u kosbare bloed. Dankie Here dat u maas en vriendinne en oumas en al die mense in ons lewens kom plaas het en Here ons waardeer hulle so baie en ons sê dit so min vir hulle. Maar dankie vir hulle elkeen.
En dan kom tel hulle op, kom maak hulle sterk, want hulle is ons steunpilare as ons vroue en as ons tuiste skeppers, Here. Ons kan nie sonder hulle nie. Here, ons mans is verlore sonder hulle. Daarom kom bid ons en vra, seën ons huishoudings en kom versterk ons. En as enige man is wat dalk voel vandag, ek word nie raak gesien nie, dat ons ook hier kan uitstap vandag met hierdie boodskap van hoop, wat ons weet, Elroy hier, die God wat my raak sien. Ons loof U daarvoor, ons prys U daarvoor, en ons dink aan elke tiener en elke kind wat hier is, wat dalk sit en stikkend en gebroken is en huil en sê, niemand sien my raak nie, niemand verstaan my nie, wat hulle hier kan uitstap en kan weet, Elroy hier, die God wat my sien, die God wat verstaan, die God wat weet wat ek deur is, en hy wat 'n seën oor ons elkeen kom uitspreek. Ons loof U, ons prys U, en ons vra dat U ons elkeen sal versterk en sal dra in hierdie week, en dat ons U naam sal groot maak waar ons gaan, en dat ons met trots sal dra, en trots sal stap die pad wat ons moet stap, al is dit seer, al is dit partykeer vir ons vernederend, al is dit hoe moeilik, ons weet ons doen dit, want daar's 'n seën wat kom, 'n verwagting waarna ons kan uitkyk. Ons hou vas aan die woord, Here, en ons hou vas aan U, en ons vra dat U ons elkeen sal seën as ons hier uit mekaar uit beweeg, en dat ons so die seën en die vreugde van God sal ervaar, en dat ons elke dag net nader aan U sal beweeg, in Jesus naam. Amen. Dankie. Don't give up.